As dit kom by besluitneming, weet ons nou al, dit is 'n baie groot en ingewikkelde proses partykeer. Of dit nou 'n groot besluit of 'n klein besluit is, daar's 'n hele proses wat afspeel wanneer dit by besluitneming kom. Maar een belangrike ding wat ons ook moet in gedagte hou as dit kom by besluitneming, is die vraag, is dit die wil van God? In die besluitnemingsproses moet daar ook 'n soeke na God se wil wees. Hoe verstaan ons God se wil? Wat is God se wil vir elkeen van ons? In Matteus 6 is Jesus besig met die bergpredikasie en hier na die einde van Matteus 6, daar rondom vers 19 tot 34, praat hy juis oor God se wil. En hy praat oor die mens wat hom bekommer oor wat hy gaan aantrek en wat hy gaan eet en hoe dit gaan lyk. En dan sê hy daar na die einde toe, soek eers die koninkryk van God. Soek eers die wil van God. En al hierdie ander dinge sal vir jou gegee word. Hoe sien ons die wil van God in ons besluitnemingsproses? Stefan Joubert skryf op 'n tyd en hy sê, doen goed is een van die eerste bakens om God se wil raak te sien in ons besluitneming. Gaan hierdie besluit opbou of afbreek? Die tweede een sê hy is aanvaar teenstand. Nie almal gaan daarvan hou as jy die regte ding doen nie. Die derde een is wees heilig. Vorm jou karakter na die beeld van God, selfs in jou besluitneming. Die vierde ene is wees dankbaar. Dankbaar al is die uiteinde van jou besluit nie wat jy gedink het dit sou wees nie. En dan die laaste ene is wees vrygewig. Gaan hierdie besluit nie net goed wees vir jou nie, maar ook vir almal rondom jou. Gaan dit almal rondom jou as ook jouself opbou en gaan dit God verheerlik. Vriende, hierdie 5 merkers is iets wat ek en jy na kan strewe in ons besluitnemingsproses. En ek bid regtig dat die Here hierdie in jou hart sal plant, sodat jy, wanneer jy weer 'n groot of 'n klein besluit moet neem, ook na God se wil in jou besluitneming sal soek. Mooi week verder.